Kom ons word stil voor die Here. Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here, ons sing Psalm 119 en nie die hele Psalm nie, ons sing vers 9, vers 10 en vers 11. En kyk na hierdie aangrypende mooi woorde wat hierdie psalmdigter geskryf het, en nou moet jy altyd in ag neem, Psalm 119 gaan oor net een tema, en dis die Bybel. En jy gaan feitelik in elke vers wat jy lees, ek dink is 176 verse in hierdie Psalm, gaan jy lees van die Bybel. En word verskillende name genoem, partykeer word dit genoem die wet van die Here, die oorlegginge van die Here, die bevel van die Here. En dis alles die Bybel. En dan kom ons by vers 9 en sê die psalmdigter dit: Ag, hoe kleef ek aan die stof al. Nou wat hier beteken is, ek staan met my een voet in die graf. Ek weet nie hoe lank het ek nog op aarde nie. Ek staan met my, hoe kleef ek aan die stof al, en dan maak my lewend na u woord. Nou daar sien jy die eerste keer wat hy nou van die Bybel nou praat. Die woord van die Here is lewendig en kragtig, sê ons die Here vir ons in Hebreërs 4 vers 12. Aan wie ek als vertel het, aan wie ek als vertel het, laat u knegt nie onverhoord, lei my altyd voort en verder, om u wonders te oordink. En wat hy bedoel met wonders is die Bybel, en ons in hierdie tyd, lydenstyd, vandag is die 6de lydenssondag, dink aan die wonder, dat die Here Jesus aan die kruis vir ons sonde betaal het. En wat daarop volg, vers 10, volgende bladsy, weer my voet van leunpaaie en verleen my Heer u wet. Hier word die Bybel die wet genoem. My wat kies die weg van waarheid en wat u verorden het. Nou hier word die Bybel verordeninge genoem. Gee my hoop en ek sal lewe. Troos en weg is my gekwel. Is dit nie 'n pragtige gebed nie, né? Sommige het dit eintlik nodig. Gee my hoop en ek sal lewe, troos, en weg is my gekwel. As ons aan angstigheid ly, hier is raad. En dan sluit hy nou af in vers 11, dit wat ons vandag gaan sing met hierdie woorde. Heer, leer my u wet. Jy sien nie weer, die woord vir die Bybel is wet. Heer, leer my u wet, dat ek dit tot die einde toe kan hou. Gee verstand en gee volharding, dan bly ek aan u getrou. Wat daarop volg, nou vandag se preek gaan oor volharding, om vas te hou aan die Here, solank as wat hy jou hier op aarde spaar. Vers 9, 10 en 11, kom ons loof die Here, Psalm 119. Aan die stof al, maak my lewend na u woord, aan wie ek als vertel het, laat u knegt nie onverhoord, lei my altyd voort en verder, wonders te oordink.
verslae, as in kommernis versin. Weer my voet van leenpaaie, en verleen my Heer die weg, my wat kies nie van waarheid, wat U verorden het. Gee my hoop en ek sal lewe, troos en weg is my gekwel. Gaan met weldaad voor, dan volg ek, dan betrag ek U bevel. Heer, leer my wet dat ek dit tot die einde toe kan hou. Gee verstand en gee volharding, dan bly ek daaraan getrou. Laat my leef na U beveling, niks wat my so kan behaag. Neig my hart daartoe, maar nimmer om na woekerwins te jaag. Gesang 210 sing ons net vers 2 na die wet as ons skuldbelydenislied. Ek begin met hierdie woorde: deur U dood, verlosser, is ons veilig, en wat daarop volg. En dan kan jy terugblaai na Gesang 43 en sing ons daar net die eerste versie na die geloofsbelydenis as bevestiging van dit wat ons glo. Lukas 10 vers 25, en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het, deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom: Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Deur U dood, verlosser, is ons veilig, vrug van U geregtigheid. En U lewe heilig, maak ons heilig, sterk ons daagliks in die stryd, maak ons vry van alle sonde goeie, leer volhard ons altyd in die goeie, hou ons denke wel gevoel, ingestel net op die doel. Geliefdes, as ons hierdie woorde opreg bedoel, en hierdie gebed is ons gebed, maak ons vry van alle sondeboeie, soos wat ons daar gesing het. Leer volhard
ons altyd in die goeie. Dan is die uitspraak van die woord van die Here in Spreuke 28 vers 13 'n troos, waar die Here sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Wat 'n troos, dat die Here ons in sy woord die versekering gee as ons sondes bely, hy vergewe, hy was ons volkome, hy was ons harte. In Hebreërs het ons gehoor, hy sê, hy was selfs ons gewete. En mag die Here ons die genade skenk om in hierdie week ons liefde vir hom uit te leef. Want die waarskuwing is ook daar, hy wat sy sonde bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Die toorn en die straf van die Here bly op hom of haar wat in sonde bly leef en die genade van die Here bly verwerp. Geliefdes, kom ons doen belydenis van dit wat ons glo en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun, ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God drie enig ons lof en ons lief. Here aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons, deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue, om die gehoorsame kinders te wees. Broeders en susters, kan jy glo, ons is nou nog steeds besig met die Hebreërs hoofstuk 10, ons het nou al 'n klompie boodskappe uit hierdie kosbare gedeelte in God se woord, het ons gekry, en ek dink, gepaste naam vir hierdie hoofstuk in die Bybel is dalk Rand en Dal, dis hier by ons, of is dalk eerder Berg en Dal, want ons sien vers 19 se hoogtepunt waar die implikasie van die kruis vir ons geteken word as, julle het nou vrymoedigheid om na die Vader te gaan, en hy sê dit vir Jode wat Christene geword het, dis ook in die boek se naam Hebreërs is. En dan gee hy vir hulle hierdie versekering dat hulle vrymoedigheid het om na die Vader te kom, soos wat hulle nou geweet het, eintlik net die hoëpriester een keer 'n jaar wat in die allerheiligste kon ingaan. Nou kan elke kind van die Here tot die Vader nader, sonder vrees dat hy sterf. Maar dan kom die waarskuwing, en dis wat ons nou laas keer na gekyk het, hierdie verskriklike woorde van iemand wat maak of hy die Here dien, maar daar's geen liefde vir God in sy hart nie, hy kry die waarskuwing, of sy kry die waarskuwing. Dis verskriklik om te val in die hande van die lewende God. En dan sluit hy die hoofstuk af met vers 32 tot 39 wat ons nou gaan lees.
En jy gaan hoor, soos wat ons nou vorder gaan jy hoor waaroor dit gaan. Kom ons verlustig ons in die woord van die Here, Hebreërs 10 vers 32. En as ons klaar gelees het, gaan ons saam bid. Maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het. Gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. Want julle het ook saam met my gevoel in my boeye, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het, dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemele het. Werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry, wat nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal nie versuim nie, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. O Hemelse Vader, ons loof en ons prys U groot naam. Ons sien om ons hoe die waterplasse staan en U uit die hemel seën geskenk het. En ons dank Here dat elke reendrup ons daaraan herinner dat U lewe gee, dat daar lewe opgesluit is in die seëninge van bowe. En elke keer as ons die Bybel oopmaak, dan reën dit in ons harte sodat daar nuwe lewe kan kom. Wil U ook vandag gee dat uit die saad wat gesaai word deur U woord, dit sal ontkiem in ons harte en sal voortbring vrugte in ons lewens, op ons optrede, ons gedagtes, ons doen en ons late wat U verheerlik. Dade wat U naam groot maak, wat U prys en getuig van 'n beginselvaste, toegewyde, getroue lewe aan U, van liefde vir U. Here, ons wil met ons hele wese sê, ek het U hartlik lief, o Heer. Want dis wat U vir die volk en wat U vir ons ook vandag sê, om U lief te hê met ons hele hart, ons hele siel, met al ons kragte. Dis die minste wat ons kan doen om dankbaarheid te toon vir wat Paasnaweek van getuig, die evangelie boodskap, dat die kruis van Jesus en sy betaling aan die kruis vir ons sonde, vir ons verlossing bring. Maar dat dit van ons eis dat ons in gehoorsaamheid aan U sal lewe. U stort U liefde uit in ons harte. Help ons om so lief te hê, dat ons sal opstaan vir dit wat reg is, en dit wat U verheerlik, en sal beveg ten bloede toe, dit wat U eer aantas, en dit wat sonde in ons eie lewens veroorsaak. Dit beteken ook dat ons eie bose gedagtes en goddelose denke en gesindhede van ons hart en liefdeloosheid in ons gemoed beveg sal word. Gee deur die Heilige Gees vir ons die krag om standvastig te leef vir U. Ons dank U, Here, vir die feit dat ons hier kan wees. Ons bid vir ons medebroeders en susters wat nie hier kan wees nie. Ons bid vir hulle, Here, wat siek is. Ons dra nie besonder in U op, hulle wat behandeling kry op die oomblik, hulle wat die afgelope tyd in die hospitaal was, hulle wat tuis herstel, hulle wat pyn het op die oomblik, wat kronies pyn het, Here, ons vra dat U verligting skenk en uitkoms gee. Ons bid vir hulle, Here, wat in hierdie tyd aanslae ervaar, negativiteit ervaar, spanning by die werk ervaar, spanning in verhoudinge ervaar.
Ontferm U, Here, en help ons om God verheerlikend daarop te reageer. Here Jesus, ons dink aan hulle wat rousmart beleef, hulle wat groot verliese die afgelope tyd het, hulle wat in kommer leef oor die toekoms, hulle wat onsekerheid in die hart het, hulle wat benoud is. Here, wil U deur die woord en die Gees bevryding gee, dat ons vry sal wees om U te dien, vry om U te vertrou, vry om U hand vas te hou en voluit vir U te leef. Met vreugde vir U te leef, met blydskap te aanvaar dit wat oor ons pad kom en U daarmee ook te verheerlik. Ons dra ons ouderling raad aan U op in ons kerkraad, Here, en ons vra skenk ons wysheid as herder om U kudde te versorg en daarin getrou te wees. Ons dra ons susters aan U op, Here, ons dankie vir die ywer wat U ook in hulle harte plaas en ons bid dat U dit seën wat hulle beplan, dat dit U verheerlik. Ons dink aan die Paasnaweek wat voor lê, Here, oor 2 weke, en ons vra dat U ook hier sal wees, wanneer ons die kruis oordenk, Here Jesus, op Goeie Vrydag en op Paasondag, dat die lofliedere sal weer klink oor die wêreld, omdat U opgestaan het uit die dood en lewe. En dat ons as volk ook ons gelofte kan betaal, soos wat Van Riebeeck dit in 1654 afgelê het, as 'n dank en biddag, dat ons as nageslagte steeds U sal dank en sal bid, in dankbaarheid, dat U 'n boerevolk in die lewe geroep het, waarvan ons deel mag wees. Here Jesus, ons bid dat U nou U woord in ons harte skryf, ons vra dit in U naam. Amen. Dapperheid is waaroor hierdie gedeelte gaan in die woord van die Here, en die vraag is, wat is dapperheid? En vir my is die kort antwoord dat dapperheid is om die regte ding te doen, ten spyte van moontlike negatiewe gevolge vir jou. Dink daaroor. Dapperheid is om die regte ding te doen, ten spyte van moontlike negatiewe gevolge vir jou. Nou as ek moet dink in die geskiedenis aan iemand oor wie se naam die naam dapperheid geskryf kan word, dan is dit my held Danie Tron. Danie Tron was een van die grootste figure in die boerevolk. Hy word beskryf in die geskiedenisboeke, het ek gelees, daar staan, hy was gespierd, intelligent, vasberade, rusteloos, soms selfs onbesonne, kort van die meer, besiel met 'n vurige vaderlandsliefde en 'n geweldige fisieke moed en doelgerigtheid. 22 April 1899 staan hy in die kantoor van 'n man met die naam van Moneypenny, die redakteur van die liberale koerant The Star, wat 'n vernederende boodskap en berig geplaas het oor die boereleiers. Danie Tron het vir hom, die redakteur, versoek om hierdie berig terug te trek met 'n apologie aan die boereleiers. Hy het geweier. 'n Vuishou op die linker oog gekry waar sy bril gebuig het en beskadig is, en hy het die koerantpersoneel verwyder is en in die hof moes verskyn en 'n boete van 20 pond opgelees. Die hoed is omgestuur en baie gou was daar 25 pond in die hoed, waarmee nie net sy boete betaal is nie, maar ook 5 pond gegee is aan die hospitaalfonds. Tyd later sit Danie Tron in die kerk in Middelburg en om die brink preek 'n skandalige, onpatriotiese politieke preek waarop Danie opstaan en hy is op pad kansel toe om die dominee van die kansel af te haal toe gemeentelede hom net betyds keer. Die brink is na die oorlog uit sy leraarsamp onthef. Maar vir my seker die grootste was toe generaal Piet Cronje met 4000 man op Paardeberg vasgekeer is en totaal beleer is deur die Engelse weermag.
stuur generaal de Wet vir Danitron, waar die Engelse deur die nag patrollie geloop het om hierdie boerelaar. Hulle na mekaar toe gestap het en weer weg van mekaar, en terwyl hulle wegstap, het hy elke keer deurgekruip in die nag. Tot by generaal Piet Cronje en vir hom gesê, dit is die plan van generaal de Wet om julle te bevry en pad oop te skiet. Maar generaal Piet Cronje het nie daarvoor 'n kans gesien nie en met 4000 burgers oorgegee, 27 Februarie 1900. Maar Jubadag, een van die grootste verliese vir die boere in die Tweede Vryheidsoorlog. Maar nie vir Danitron nie, hy het teruggesluip weer deur die nag, deur dieselfde patrollie, elke keer sy lewe gewaag. Hy het die regte ding gedoen, ten spyte van moontlike gevolge, want as hulle hom sou kry, sou hulle hom nie wag, hulle sou dadelik skiet. En hy het gesneuwel, en die hoogste prys betaal vir ons land, en vir ons volk. Dapperheid is 'n bedreigde deeg in die tyd waarin ons leef. En dapperheid is iets wat 'n mens sien in hierdie gemeente van Joodse Christene aan wie hier geskryf word. Hierdie hele boek skryf hy vir Jode wat die een na die ander ding beleef, en dit is elke keer boodskappe wat hulle kry van hulle familie en mense wat nie Christene is, nie Judaïste is, wat Jesus verwerp en sy offer aan die kruis vertrap en dit belaglik maak en bespot. En elke keer gekonfronteer word met dinge, maar onthou, kyk hoe magtig is die engele en julle aanbid vir Jesus, waar hy skryf vir hulle, Jesus is belangriker as die engele. En sê, maar onthou Moses, want hy is die belangrikste mens wat nog ooit geleef het, en hy skryf in hierdie brief, Jesus is belangriker as Moses. En hulle word gekonfronteer met mede-Jode wat vir hulle sê, maar die wette en die offers moet gebring word, dis 'n voorskrif in Levitikus en in die Bybel. En die Hebreërs skryf vir hulle, Jesus het alle offers volbring. Daar is nie meer offers nodig nie. Die offer aan die kruis was volkome, klaar, voldoende, genoegsaam. En dan skryf hy, maar wat van die hoëpriester en die priesters wat elke dag offers bring, en hy skryf, Jesus se offer het die voorhangsel van bo na onder geskeur, sodat julle Christene vrymoedigheid het om na God die Vader te gaan, en nie hoef te vrees soos die hoëpriester elke jaar in die allerheiligste dat jy dood neerslaan, omdat jou hart nie rein is nie. Jesus reinig. En van hierdie hoogtepunt van vrymoedigheid kom hy en hy eindig in vers 31 met vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God, as jy Jesus leer ken en jy draai jou rug op hom. En jy gaan terug na die sinagoge en jy wil van vooraf begin offers bring en Jesus se offer vertrap en hom verwerp as Messias en jou middelaar, jou verlosser en jou enigste hoop, dan is daar geen hoop meer nie. En nou kom hy terug na die gemeente en nou praat hy hulle moed in en hy sê in vers 32, Onthou hierdie bittere lyding wat gemeentelede deurgegaan het. En hy praat oor sy eie boeie in vers 34 en dit is wat hierdie gemeentelede ook beleef het. Hulle is in die tronk gegooi. Hierdie lydingsworsteling wat hulle deurstaan het in vers 32 is diegene wat gesmaad is en bespot is deur die verdrukkinge, 'n skouspel geword het, mense het hulle belaglik probeer maak, hulle uitgelag en hulle in die tronk gegooi. Nou ek het 'n idee hoe dit lyk in die tronke vandag hier in Suid-Afrika, dis nie pret nie. Want ook hier in Kreersdorp moet jy vir die mense kos vat en brood vat, hulle kry net pap. En jy kan achar koop daar in die tronk om vir die persoon in die tronk te gee.
Maar hulle kry kos. Hulle het 'n slaapplek. Nie almal slaap op beddens nie. Meeste slaap op die grond hier in Kreersdorp se tronk. Maar in die Bybelse tyd was die tronk 'n gat in die grond, wat bewaak is deur soldate. Daar was nie kos gegee nie. As jy in die tronk beland, gaan jy vrek van die honger, dit was nou maar seker. Tensy daar mense kom en vir hulle kos bring. En nou het die gemeente besluit. Hulle moes gemeentevergadering hou, hulle moes by mekaar kom en sê, hierdie is van ons mede-Jode, ons mede-Christene, in die tronk. Nou sit hulle daar in daai gat, wat gaan ons maak? Gaan ons toelaat dat hulle van die honger doodgaan daar? Of gaan ons vir hulle kos vat? Maar nou moet julle onthou, die oomblik as jy vir hulle kos vat, dan maak jy jouself 'n teiken. En die gemeente het besluit, ons gaan vir hulle kos vat. En hulle het dit gedoen. Hulle het vir hulle medegelowiges in die tronk, bloot net omdat hulle Christene is, in die tronk sit, kos gevat, en wat was die resultaat? Hulle kom by die huis, sien die deur is afgebreek. Stap in die huis in, sê is nie baie oor nie. Meeste meubeltjies is uitgedra, weggedra, teen die mure, gaan weg Christene, weg met julle. Dit wat hulle nie kon wegdra, het hulle gebreek. En ons lees dit hier. Hy sê in vers 34, want julle het ook saam met my gevoel in my boeye, en julle het die berowing van julle goed, vers 34, met blydskap aanvaar. Hulle het, vers 33, deelgenote geword van die wat in so 'n toestand verkeer het. Hulle het die gaan besoek wat in die tronk was, en deelgenote geword en gesê, ons waag dit, om vir julle kos te bring. En ons is bereid om te vat wat na ons kant toe kom. So wat doen hulle nou? Toe hulle nou terugkom, wat sou ons reaksie wees? Dadelik die polisie bel, kom nee, die polisie wat te lank, sekuriteit bel, en die versekering bel, en op en afspring, kameras, wie het nou hierdie goed kom steel, en kom skade doen in my huis. Maar wat doen hierdie Christene? Hulle kom by mekaar, en hulle loof die Here. Hier staan dit, julle die berowing van julle goed, vers 34, met blydskap aanvaar. Hoekom? Omdat julle geweet het, dat julle in julself 'n beter en blywende besitting in die hemele het. En ek besef, waar staan ons vandag? Jy wat die Bybel lees en besef, Jesus het vir jou sonde aan die kruis betaal, dat jy vergewe kan word en vrede met die lewende God, in wie se hande jy nie wil val nie, jy het vrede met God. Mense kan jou nie skade doen, soos die ewige verderf wat vir die ongelowige voorlê nie. Maar hy het vir jou sonde betaal, sodat jy met vrymoedigheid na hom kan kom. En die vraag is jy bereid om te volhard as 'n kind van die Here ten spyte van? Wat nou weet jy? Daar spreekwoorde daaroor geskryf. Geen goeie daad sal ongestraf word of ongestraf bly nie. Doen nou net goed vir iemand. Kyk bietjie wat so moeilikheid kry jy. En hierdie Christene was bereid om daai pad te loop. En hulle het nie in sak en as gesit en verbitterd geraak en gehuil en in woede geleef
oor die skade wat hulle kry nie, maar hulle het onverskrokke opgestaan vir dit wat reg is. En ons lewe in 'n samelewing waar dit besig is om verlore te gaan as een ek nie beginselvas leef nie. Want vandag word dit ander terme genoem. Jy moet net nie aanstoot gee nie. Hulle noem dit soms goed soos mindfulness. Jy moet net mense in ag neem, nie te hard praat of te skerp standpunt inneem of mense laat sleg voel oor hulle self nie. Jy moet maar kompromie maak met wat jy dink reg is. Weet jy, ons is baie keer daar. Wat my laat wakker lê in die nag is nie dinge wat ek aangevang het nie, en dis daar seker ook baie, maar dis die dinge wat ek nie gedoen het nie, wanneer die eer van die Here aangetast is en ek bly stil. Maar die Here van ons vra in hierdie gedeelte, hierdie vrymoedigheid moet oorloop in 'n onverskrokke dapperheid, om die God wat jou gered het van ewige seker verderf, om hom te verheerlik met 'n beginselvaste lewe. Want jy sien, in die wêreld se oë is Christene, is mense wat liefde en vrede in so mate najaag, dat hulle absoluut ruggraatloos is. Dat hulle nooit standpunt inneem vir dit wat reg is, ten koste van hulle self nie. Hulle aanvaar afselfsprekend, en dis waarvan die duiwel ons voortdurend wil oortuig. Moet net nie, die Engelse woord is stir nie. Moet net nie iets sê wat mense gaan laat sleg voel nie. Jy kan met die Here se eer aantas, maar moet net nie laat mense sleg voel nie. Moet net nie mense aanvat waar hulle blaatant teen die Here in opstand kom en dit afmaak as 'n grap nie. Maar dit al gehoor, my lese is 'n grap moet kielie, nie krap. En as jou grap nie vir almal kielie nie, dan moet jy besef, dis dalk nie meer grap nie. Dis dalk maar net 'n belediging. Ons leef in 'n tyd waar die Here na u en my kom vandag om te sê, ja, ons is almal soms baie moeg en uitgeput, maar die Here bemoedig ons in hierdie gedeelte om te volhard. Om voort te gaan, om voluit te leef vir die Here ten spyte van. Want wat is die alternatief? Hy sê vir dat die alternatief is dat jy hulle weggooi. Vers 35. Verwerp die vrymoedigheid wat God jou gee om na die lewende God te kom. En dit het 'n groot beloning. Dalk sien jy dit nie eens hier op aarde nie, maar is verseker dat die Here jou by hom sal neem in heerlikheid. Die alternatief is as jy dit weggooi, beskryf hy dit in die laaste vers, onttrekking tot verderf. Vers 38 praat hy weer van, as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. En dis wat hierdie skrywe sê. As jy in die kerk sit en jy aanbid die Here Jesus, of jy maak of jy hom aanbid, en jy word gekonfronteer deur mense, en jy onttrek en sê, wel, in daai geval as jy nou nie lekker voel daaroor nie, dan gaan ek dalk nou nie meer so voluit vir Jesus dien nie. Dan gaan ek nou maar stil bly as jy die eer van die Here aantas, of jy hom vloek of vervloek, of as jy iets doen wat sy eer aantas, en ek bly dan nou maar net stil daaroor. Dis onttrek. En hy noem dit hier in vers 39, 'n onttrekking tot verderf. En dis wat hy elke keer in Hebreërs hulle waarsku oor. Jy wat die heerlikheid gesmaak het, wat vir Jesus ken, wat iets besef van wat dit beteken dat hy vir jou sonde betaal het, dit is gratis en verniet dat hy vir jou die ewige lewe gee, jy wat hom vertrou met jou hele hart, jou hele lewe, jou toekoms, hele mens wees. Maar as jy dan jou rug op Jesus draai, dan is daar geen hoop meer oor. En die waarskuwing is net, hy praat hier met die kerk en met kerkmense en sê vir hulle, onthou wat met julle gebeur het. Onthou die dapperheid wat die Here vir julle gegee het, dat julle na daai tronk toe gegaan het met die broodjie, en toe julle terugkom en sien hoe lyk julle huise, toe aanvaar julle dit met dankbaarheid, julle sing dankliedere, nie klaagliedere nie.
En die vraag is jy bereid om die houe te vat? Deur Jesus maak dit die moeite werd om die houe te vat. Want my vraag is nie wat gaan mense dink nie. Die vraag is nie meer wat gaan mense se idee van my wees nie. Gaan hulle my belangrik genoeg ag nie. Die vraag is, gaan hulle iets besef van hoe belangrik ons God is? En hoe belangrik sy eer is? Vir my kan jy dink wat jy wil en my trap soos jy wil. Maar daar was 'n man wat 'n doringkroon opgehad het, wat op die kop geslaan is met 'n stok, wie se hare van sy baard uitgepluk is, en wie sy gesig gespuug is, in my plek, om vir my sonde te betaal. Daar is 'n heerser van die heelal wat gespot is, en geblinddoek is, en geslaan is, en gesê, toe as jy profete sê, wie het jou geslaan? Dis 'n man wat aan die kruis gehang het, die mees vernederende dood wat 'n mens aan kan dink, en nog steeds die volle toorn van God gedra het, vir wie hy so bevrees is dat hy bloed gesweet het in die tuin en gesê het, nogtans nie my wil nie, u wil, en ek sal die beker leeg drink, en hy het. Sodat ek en jy vry kan wees om standpunt in te neem vir dit wat reg is. En jy gaan dit hoor. As jy vir hom sê, nee man, jy praat nie so oor die naam van die Here nie, dan gaan hy vir jou sê, nou maar wie is jy? As jy hom aanvat oor waar hy verkeerd is, gaan hy jou belaglik maak. En is jy bereid om hy pad te loop? Want wat is die alternatief? Of jy staan daarop vir wat reg is, sonder om daaroor te dink en te vat wat na jou kant toe kom. Of jy onttrek tot verderf. Mag die Here ons daarvan behoed. Ek het hierdie week dit beleef. 'n Man wat opgestaan het vir die eer van 'n jong meisie. Waar hulle 'n vulgêre grap wou maak oor haar, het hy daar opgestaan en die hele groep net so tot stilstand geroep en gesê, nee, hierdie is nie gepas nie. En hulle hom sleg gesê, dat hy die eer van daai meisie beskerm. En ek het besef, ek sou dit nie doen nie. Ek sou toelaat dat hulle haar afmaak as 'n goedkoop meisie deur hulle grappie. Sedelose meisie, en ek sou niks gedoen het nie. En dis die lafaards wat ons geword het in hierdie tyd en dag. Waar ons nodig het dat die Here so kragtig deur sy woord en sy gees in ons harte en lewens werk, dat ons opstaan vir dit wat reg is. En as die spot kom en dit sal, is jy bereid om te sê, wel, ek het gedoen wat ek moes, maar ek vra nie om verskoning nie. Want die Here Jesus het nie om verskoning gevra om op te staan vir dit wat reg is nie. Hy het daai sweep gevleg toe sy Vader se eer aangetas is. En hy het die hokke omgekeer dat die diere kan uitkom. En hy het met 'n sweep hulle uit sy Vader se huis uitgejaag en hy het nie verskoning gevra nie. Ek en jy is so besig om te veg vir ons eie eer, dat die eer van ons Vader vertrap kan word en ons bly staan. Nog 'n klein tydjie, sê hy en haal aan uit Habakuk 2 vers 3, en hy is hier, hy kom, die regter wat elke sonde straf. En hy sê vers 38, maar die regverdige sal uit die geloof leef. Dis wat hy vir jou en vir my in die hart gee, om hom te vertrou, om op te staan vir dit wat reg is. Maar as jy onttrek en stil bly, en toelaat
dat dit wat God nie verheerlik nie, maar net gebeur. Hoor ons sy woorde weer klink in ons gemoed. Ek het in jou geen welbehae nie. Mag die Here ons 'n Danie Tromp dapperheid gee, wat in 'n kerk opstaan, wanneer die eer van die Here aangetast word deur politieke ry. Ek sê nie almal moet houe uitdeel nie, maar jy moet bereid wees om die 25 pond te vat, sodat jy opstaan dat die Here verheerlik word in 'n wêreld wat dit nie wil doen nie. Die alternatief is onttrekking tot verderf of geloof tot behoud van die lewe. Kies vandag. Amen. Kom ons bid saam. Here, vergewe ons dat ons so langsakkig geword het, beginselloos optree in hierdie wêreld waarin ons leef, wat daar bitter min is, wat so beskerm moet word as die eer van die lewende God. En nie, ons weet, Here, jy het nie ons mensies nodig om die eer te beskerm nie. Jy het 'n leermag van engele wat kan vernietig, maar ons sê, Here, hier is ek, gebruik my. Maak my hart so vol dankbaarheid, Here Jesus, vir die vernedering wat U aan die kruis verdra het, om die vreugde te smaak dat ons wat hier is, die kinders mag wees. Vir daardie vreugde het U aangehou en uitgehou en volgehou en die lydensweg deurstaan. Here, ons duins weg om reg op te tree in vrees vir mense wat ons dalk kan sleg sê of verwerp of sleg van ons dink of die oor rol of dink, wat vang hierdie mens aan? Gee ons moed, Here, om in hierdie wêreld U lig helder te laat skyn. Dat mense agterna kan terugdink en dink, ja, wel, dalk was dit 'n optrede wat reg was, wat op daardie oomblik bespot is, maar omdat die eer van die lewende God daar aangetast is. Maak ons beginselvaste mense, o Here, gelei deur die woord, versterk deur die Heilige Gees, om as 'n gemeente te ondersteun waar daar nood is, te bemoedig waar daar van die pad afgedwaal word, te vermaan waar 'n broeder of suster nie volgens U wil leef nie. Om die waarheid in liefde te praat, Here, sodat die boodskap wat dalk nou verwerp word later neerslag kan vind in 'n hart wat bekeer. Maak ons dapper, o Here. So dapper soos U, Here Jesus, wat die kruis trotseer het vir die vreugde van mense wat verlos kan word. Ons loof U in Jesus naam. Amen. Vers 3 help ons om verder te sien as die uitdagings van vandag. Heiland, U pyl ons verlange, dieptepunt en verste vlug. Uit ons soeke, twyfel, angste lei U ons na U terug. Laat vind ons deur U leiding ware vrede, ware rus. Gee ons met die bevryding weer spontane lewenslus. Kom ons loof die Here, vers 3, 192. Heiland, U pyl ons verlange, dieptepunt en verste vlug. Uit ons soeke, twyfel, angste, lei U ons na God terug.
Ons herinner in ons bidstonde na die uitspreek van die seën, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Aan hom nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar en julle sonder gebrek te stel in sy heerlikheid met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen.